Torah porsie 31. Emor, praat. Vayikra of Levitikus 21 vers 1 tot 24 vers 23. Vayikra hoofstuk 21. Moshe moes met die priesters praat, om hul nie vir 'n dooie onrein te maak, behalwe vir naby familie en 'n suster nog 'n maagd. Die hoëpriester mag nie naby enige dooie kom. Sy klere nie skeur, die salfolie is op hom. Net 'n maagd mag met hom in die huwelik inkom. Geen snye in hul vlees. Hul baard se rand mag hul nie afsny. Hul moet afgesonderd wees, deur die offers kom hul naby. Geen priester met 'n liggaamsgebrek bring offers in die afgesonderde plek. Van die offers mag hy wel eet, maar nie die afgesonderde plek onteer. Vayikra hoofstuk 22. Die offers van Israel moet die priesters met ontzag hanteer. Tydens enige onrein toestand mag hulle nie daarvan eet. Eers na wassing en sonsondergang mag hulle naderkom om te eet daarvan. Om te eet van die priester se deel is beskore, vir een deur hom gekoop of in sy huis gebore. Ook 'n dogter wat weduwee word of deur haar man verstote. As iemand onwetend daarvan eet, moet hy 'n 5de deel saam teruggee en nie Jotbabai se offers onteer. Enige gelofte of vrywillige offer is 'n manlike dier sonder gebrek. Dit bring eer aan Jotbabai en sal tot jou voordeel strek. Een met abnormale lengte van ledemaat word wel as 'n vrywillige offer aanvaar. Na geboorte, vir ten minste 7 dae, bly 'n kalf of lam by die ma. Dit word vir offers gereken eers daarna. 'n Dier en haar kleintjie sal jy nie dieselfde dag slag, en 'n dankoffer mag nie oorbly. Eet dit dieselfde dag. Vayikra hoofstuk 23. Die volgende vasgestelde tye is verklaar as Jotbabai se afsprake deur die jaar. Heel eerste elke week die Shabbat, die 7de dag, afgesonderd vir byeenkoms en rus, om jou te vul met sy krag. Dan op die 14de dag, in die eerste maand, is die Pesach tot Jotbabai, net voor sonsondergang. Ongesuurde brode eet ons vanaf die 15de vir 7 dae lank, met 'n byeenkoms op die 7de dag met dank. Op die dag na die Shabbat waai die gerf van die eerste vrug. Dan kan jy van die oes geniet, nadat jy dit voor Jotbabai oplig. Vanaf hierdie dag tel 7 Shabbatte volledig, en op die 50ste dag sal jy 2 suurdeegbrode voor Jotbabai oplig. Met die stygende offers en drankoffers 'n aangename geur, die sondoffer en vredesoffer vir al jou geslagte deur. Onthou om van jou oes op die land te los, vir die arme sal dit wees as sy kos. Op die eerste dag van die 7de maand is 'n Shabbaton. Onthou om te blaas. Dan op die 10de is die dag van toedekkings. Kom in nederigheid en in volkome rus. Op die 15de van die 7de maand begin die huttefees, waar jy vir 7 dae vrolik in hutte sal wees, met 'n afgesonderde byeenkoms en vuuroffer op die 8ste dag. Hierdie is die vasgestelde tye van Jotbabai, om te geniet met ontzag. Vayikra hoofstuk 24. Suiwer olyfolie moet voorsien word uit Israel se hand, vir die lampe om voortdurend van die aand tot die oggend te brand. Plaas 12 broodkoeke van fyn meel, elke Shabbat op die tafel, dit is die reël. Plaas dit voor die teenwoordigheid met wierook as herdenking, vir die priesters om te eet, 'n ewige insting.
Die seun van 'n vrou uit Dan se stam het die naam gevloek, hy is gestenig buite die kamp. So sal gedoen word aan elkeen hiervan skuldig, of hy gebore is uit Israel, of ingevoeg. Oog vir oog en tand vir tand is die goue reël. Wat geld vir enige skade, tel as jou deel.